Baie welkom hier vanmôre. Weer eens dat elkeen van ons die tyd uitgekoop het en die moeite gedoen het om tyd in die huis van die Here te kom spandeer. Kom ons sit so, dan sluit ons oë. Ons dierbare God en hemelse Vader, almagtige koning van konings. Here, ons kom nou vanmôre na U toe in die wonderlike, magtige naam van Jesus Christus. Here, ek wil vir U dankie sê vir hierdie pragtige dag. Ek wil vir U dankie sê vir die bereidheid van elkeen wat hier is vanmôre. Ek wil vir U dankie sê vir dit wat U vir ons in ons lewens doen, Here. Vanmôre voel ek in my hart net dat ons vra altyd met shopping lists, Here. Ons vra altyd dinge en ons vra, maar wanneer staan ons net 'n oomblik stil en sê dankie, Here. Dankie, Here, dat ons nie so stout kinders net wil hê die hele tyd nie. Here, ek wil vir U dankie sê vir alles in ons lewens. Ek vra, Here, dat waar ons nou die woord gaan bedien en waar ons lekker gaan prys en worship, Here, dat ons dit sal doen en vergeet van ons, dat ons net vergeet van ons dinge daar buitekant, dinge en probleme en alles wat druk, dat ons net hier wees om vernuwende krag te ontvang vandag, Here, dat ons nuwe olie vir ons lampe kan ontvang vir hierdie week wat voorlê. Ons loof en ons prys die wonderlike, goddelike naam vandag. Amen. Oh
Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan met sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan met sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigingsbank, skepper van die heelal, onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid hier, dan staan my wysheid kom voor U. Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Daai vers van, dan staan ek dom voor U. Hoeveel keer in ons lewens het ons al so gevoel? Hoeveel keer, nee? All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I've never seen wherever I go. All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I've never seen wherever I go. God is for me, He's not against me. I'm
mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever I go. So as jy nie kan bid nie, sing. Sing enige prys en worship song. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. But still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, just as you are, just as you are, just as you are. It's not that he will stay in my sorrow. His fruit among the perfect who I see for my liefern my wie die sien vryman hoe is ware vry ek's 'n kind van God ja ek is
vir my gesterf, o hy het vir my gesterf, wie die seun vry maak, o is wonderlik vry, ek's 'n kind van God, ja ek in my Vader's huis, is 'n plek vir my, ek's 'n kind van God, ja ek ek's 'n bose en verlate, ek is wie sê ek is, die staan vir my en die keer my, ek is wie sê ek is, ek's 'n bose en verlate, ek is wie sê ek is, die staan vir my en die keer my, ek is wie sê ek is, ek is wie sê ek is, en die seun vry maak, o is wonderlik vry, ek's 'n kind van God, ja ek in my Vader's huis, is 'n plek vir my, ek's 'n kind van God, ja ek in my Vader's huis, is 'n plek vir my, ek's 'n kind van God, ja ek is. Dankie Here, dat ons kan sê, ons is sy kinders van die Here, dankie. Dankie Abba Vader, dat ons kan sê, U het vir ons in die kruis gesterf. Hoor ons offerlied vandag, hoor wat ons sê vir U Here, wat ons bid vir U Here, ons sang verhoor. Ek's 'n bose, nie verlate, ek is wie sê ek is, U staan vir my en U keer my, ek is wie sê ek is, ek's 'n bose, nie verlate, ek is wie sê ek is, U staan vir my en U keer my, ek is wie sê ek is, ek's 'n bose, nie verlate, ek is wie sê ek is, U staan vir my en U keer my, ek is wie sê ek is, ek is wie sê ek is, ek is wie sê ek die seun vry maak, o is wonderlik vry, ek's 'n kind van God, ja ek is in my Vader's huis, is 'n plek vir my, ek's 'n kind van God, ja Dankie dat daar plek is in die huis vir ons vermoere Here. In U Vader's huis, in ons Vader's huis, stel plek vir ons. Proclaim hierdie song vermoere. You surround me with a melody, you surround me with song of deliverance from my enemies.
am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. You drown my fears in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Thank you, Lord.
Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ons almagtige Here, ons Vader. Here, ons sê dankie vir hierdie wonderlike pragtige dag wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons as gelowiges saam kan wees, Here. Vader, gee dat ons vandag iets niets leer uit die woord uit. Iets niets ervaar, Here. Net soos U dit wil hê. Ons vra ook, Here, om saam met elkeen te gaan wat nie hier is nie, wat nie hier kan wees nie, dat U vir hulle ook sal seën, Here. Laat hulle dit weer by ons kan uitmaak. Ons loof, ons prys die heilige naam daarvoor. En ons dank U in Jesus naam. Amen, amen en amen. Ek gaan so half aanhou waar Hugo laas opgehou het, of net bietjie meer uitbrei. Dit gaan oor God se vrees en wat hy vir ons in sy woord gegee het oor die vrees en hoe ons daai vrees oorkom. Hoe ons daai vrees nie laat uitstraal nie, laat nie laat wys nie, maar dat dit hier binne in ons sal skyn. Dat dit binne in ons sal werk soos wat die Here dit wil hê. Nou, ek gaan so 'n bietjie Ou Testament en 'n bietjie Nuwe Testament saam met julle lees hier vandag. Hier is baie leeswerk vir my, maar daar seker maar net so baie praatwerk. So ons prys die Here daarvoor. Die eerste stuk wat ek vir julle gaan lees is Exodus 20 vanaf vers 1 tot 17 en dit is die 10 gebooie wat God vir Moses gegee het op die berg Sinai. As ek nie mis het nie. Ja, die Sinai gelees. En hiervan vers 1 sê hy, toe God al hierdie woorde gespreek en gesê het, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want Skus, ek het my plek nou verloor.
Jy mag die naam van jou God nie uitelik gebruik nie. Want die sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, nee, ek weet nie. Ek is seker 'n sekulaar vandag. Sukkel 'n bietjie. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee of 'n vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die hemel en die aarde, God die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het hy die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Daar is die eerste 4 gebooie van die 10 gebooie. Die eerste 4 gebooie is wet tussen mens en God. Dis wat God gesê het, ons moet doen om 'n nadere verhouding met hom te hê. Om tot hom te nader en om nie teen hom te draai nie, moet ons dit doen. Die laaste 6 is die wat fokus op verhoudings tussen mense. So dit is tussen jou en jou ouers, tussen jou en jou kollegas, tussen jou en jou vriende, tussen jou en enige persoon met wie jy in kontak kom, dat jy hierdie gebooie moet behou. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Julle mag naas my geen silwergode maak, en geen goue gode vir julle maak nie. En daai laaste stukkie is afgoderry. En daarvan is die heel eerste gebod wat God vir ons gegee het. Ek is die Here jou God, jy moet my lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, alles wat jy is. Jesus het homself vir ons gebooie gegee, wat in Matteus 5 vers 21-48 staan. So ek het gesê, is baie leesbaar. Maar die gebooie, die 10 gebooie, jy mag nie antwoord nie, jy mag nie antwoord, jy mag nie antwoord. Ek wil net gevra, hoeveel Moses wette was daar gewees? Nee, jy mag nie antwoord nie. Hoeveel Moses wette was daar gewees? Vat 'n wille raak. Dit was 613 gewees, en ek het nou vir julle 10 van hulle gelees. Nou in daai tyd, die Jode, die Israeliete, hulle moes lewe volgens daai 613 wette. Dis die enigste manier wat hulle die koninkryk van die Here kon ingaan, wat hulle kon betree, is om deur aan daai 613 wette gehoorsaam te wees. En toe Jesus hier op aarde was, het hy die Fariseërs baie grief gegee. Want in daai tyd kon die Fariseërs nie eens 30 van daai wette onderhou of onthou nie. Hulle kon nie. Geen mens gaan al 613 van daai wette onthou nie. Dis hoekom ons vandag dankbaar is, dat ons onder die genade van ons Here Jesus Christus lewe, en dat ons nie meer onder die Moseswet moet lewe.
Ons is dankbaar dat daar so groot geskenk vir ons gestuur is. 'n ding wat ons vrylik en verniet kan kry. Elke dag. Genade van die Here en die Here se liefde. Die Here se goedheid en sy guns elke dag oor ons. Ons gaan aan met Matteus 5 vers 21 tot 48. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording dien voor die gereg. Hierdie is nou Jesus wat self met die skare praat. Dit is nie iemand anders nie. Hierdie is Jesus self wat vir hulle bietjie meer verduidelik oor die wet, oor die 10 gebooie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder. En kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as wat jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word. Voorwaar, ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag die egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter as een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en jou hele liggaam gewerp in die hel word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dit sy egbreek pleeg. En elkeen wat 'n geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja en nee. Wat meer is dit, is uit die bose. Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir oog en tand vir tand, maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regter wang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed nie wil neem, laat hom ook jou boekleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afloop, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar
ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies. En hy laat reën op die regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. En hier is 2 woorde hier binnein. Een woord is raka. Die woord raka beteken waardeloos of leeg. So as jy vir iemand sê jy is waardeloos of jy is leeg, dan is dit nie net 'n belediging nie. Dis amper soos asof jy hom vervloek. Want jy ken nie daai persoon eintlik nie. En of dit jou broer is of jou suster is en of dit iemand is wat jy nou net ontmoet het. As jy daai persoon nie ken nie, het jy geen reg om te oordeel nie. Maar jy moet vir hom lief wees. Maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Maak nie saak waar jy vandaan kom, waarheen jy op pad is nie. Maak nie saak waar daai persoon op pad is nie. Toe Jesus hier op die aarde was, het hy vir ons die beste voorbeeld gestel wat daar was. Hy was liefde. Hy het deur liefde het hy alles oorwin. Hy het deur liefde het hy alles volbring wat hy moes doen. Hy het vir ons die perfekte voorbeeld van liefde gestel. En ons gaan nou daaroor lees. Wat daar eintlik van ons verwag word en hoe die 613 Moseswette eintlik nie meer van toepassing nie. Want as jy soos 'n Jood wil leef, dan moet jy daai wette toepas. As jy nie glo in die werk van die kruis nie, dan moet jy daai wette toepas om in die koninkryk in te kom. As jy glo in die kruisiging, in die sterf, die opstanding en die opvaar na die hemel toe, waar Jesus aan die regterhand van God sit. As jy glo in daai genade wat vir ons gegee word, wat vir ons getoon is, as jy daarin glo, dan val jy onder die kruis. En daar is 'n awesome vers wat ek vir julle kan gee daaroor. Galasiërs 3 vers 22 tot 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou. Ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar word, of geopenbaar sal word. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. En daar is dit. Is daar wat dit aan ons geopenbaar word, dat die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou. Ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. 1 Johannes 4 vers 17, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het nie God geken nie.
want God is liefde. Hierin is die liefde wat God tot ons geopenbaar het, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat God ons lief gehad het, maar nie dat ons God lief gehad het, excuse, dit is heeltemal waar. Nie dat ons God lief gehad het, maar dat ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Romeine 10 vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Soos jy glo in Christus, is daai wet nie meer van toepassing nie, want dan lewe jy onder die genade van Christus. Onder God se genade lewe jy dan. Jy lewe in die vryheid. Dit sê nie dat jy nie moet sondig nie, dat jy nie moet verkeerde dinge doen nie. Want as jy gaan aanhou om baie verkeerde dinge te doen wat jy aanhou doen, dan gaan daai genade weggeneem word. En jy gaan geoordeel word volgens dit. Het help jy gaan vanoggend ry op pad, spaar toe, Pick n Pay toe, hierna toe, waar ook al. En as hy over daar hoor, hy boodskiep en die vloek hier ook het om uit. Hy hoor jou nie, jou vrou langs jou hoor jou, ja. Maar het help nie, jy doen het nie. Vanaand gaan jy sê, jammer Here, ek is jammer, ek het dit gedoen, ek is 'n sondaar. Here vergewe jou. Môre doen jy dit weer dieselfde. Oormôre doen jy weer dieselfde. Dag daarna doen jy weer dieselfde. Dit is 'n repetisiepatroon wat gevolg word. Wanneer ons sondes bely voor die Here, moet ons streef daarna om dit nie weer te doen. Ons moet streef daarna dat ons in geregtigheid met God kan leef. Dat ons sy seëninge kan ontvang. En elke keer wat ons dieselfde sonde oor en oor en oor en oor pleeg, maak ons God se hart net seer. Wanneer ons besluit om die ou stopstraat skiep te vloek, maak ons onsself seer, ons maak hom nie seer nie. Want is 'n stapie wat jy wegvat van die Here af. Is 'n stapie wat jy wegvat van die koninkryk af. Ek het dit baie gedoen. Ek het baie keer vir hulle gesê, hulle sotte en idiote, en hulle gevloek, hulle skelmte kere gegaan. Maar ek het tot die besef gekom, dis nie wat ons moet doen. Wanneer ek nou iemand kry wat dit doen, dan bid ek hiervoor. Kort, Here, gee hom asseblief breins dat hy kan agterkom, dis 'n stopstraat. Of 'n rooi roubot. Gee vir hulle daai insig, dat hulle kan weet waarvoor daai ding is. Dat hulle mense nie doodmaak nie. Of julle hier 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 nog 'n stukkie gee. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodsdienaars of egbreekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gieraards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Dit is 'n brief wat Paulus gestuur het aan die Korintiërs. Die dag wat jy die Here Jesus aanneem as jou verlosser, jou saligmaker, jou redder, wat jy tot radikale inkeer kom, is eintlik veronderstel om 'n dag te wees wat jy
so groot verandering in jou lewe plaasvind. Die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek so radikale omkeer gehad. Dit was nie net 'n 180 of 'n 360 nie, ek dink dit was soos 'n 10,080 gewees. Ek was 'n rowwe ouetjie gewees. Ek het gevloek en gedrink, nie gedrink, ek gesuip. My vroeë jare het ek dwelms gebruik. Ek was 'n porn addict. Maar dit alles is in my verlede. Is 'n ding wat die vyand nie meer teen my kan gebruik. Amen. Want ek het dit alles afgelê by die voete van die Here. Ek het dit by die voete van die kruis gaan los, soos wat ek meer en meer oopgemaak het, meer en meer besef het, dat ek as mens kan nie hierdie dinge op my eie doen nie. Maar ek het iemand nodig. Ek het Christus nodig, ek het die Heilige Gees nodig om my te lei, om my te help, om hierdie goed te oorkom. Deur die genade en deur die werking van die Heilige Gees word daar elke dag nog stukkies afgekap met 'n hamer in 'n buite. Word elke dag word daar 'n stukkie in 'n goudsmeet gegooi, sodat ons aan die ander kant as skone goud, as pure gold kan uitkom. The most pure gold goes through the hottest fires. As jy voel jy is nou hier binne in 'n ding, binne in 'n vuur. Hou vas. God is besig. Hy is besig om jou te smelt, om jou te refine, sodat jy 'n nuwe skepsel kan uitkom. Sodat jy 'n beter wese kan wees aan die ander kant. In plaas daarvan dat jy aan die ander kant uitkom as 9 karat goud, kom jy as 40 karat goud uit. Of 100 karat goud. Hy wil jou skoner en suiwerder maak as wat jy was. En elke keer wat jy voel jy sit in 'n storm, is hy daar. Hy hou jou hand vas. Hy tel jou op, hy dra jou deur daai storm. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Paulus skryf ons hier in Galasiërs 5 vers 19 tot 15 oor die werke van die vlees en die werke van die gees. My Boeddha het al baie oor die werke van die vlees en die werke van die gees vir ons vertel en met ons gepraat oor. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met die hartstogte en begeerlike gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ongebondenheid is oormatig, onafhanklik, sonder enige beheer, beperking of verpligtinge. Sonder beheer of verpligtinge. Wat se verpligtinge het ons? Meeste van ons wat hier kyk en wat hier is ouers met kinders.
Kom ons al ons verpligtinge na aan ons ouers. Kom ons al ons verpligtinge na aan ons kinders. Kom ons al ons verpligtinge na aan ons eggenote. Of wil ons eerder oormatig onafhanklik wees? Of sonder enige beheer? Jy in 'n kar klim en ry en jouself gaan sat sy daar aan die ander kant binne 'n bar. Partykeer wonder ek, as hy die vrugte van die Gees hier vir ons neergeskryf het. Hoekom liefde eerste? Hoekom nie blydskap of vrede of lankmoedigheid of vriendelikheid of goedheid of getrouheid nie? Sagmoedigheid of selfbeheersing? Hoekom is liefde eerste? Waarom is liefde die eerste vrug van die Gees? Want in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13 staan die antwoord. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En sou ek al my goed uitdeel, en sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie. Ek weet sukkel hierso. Ekskuus. En ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Hier is die verduideliking, die beste verduideliking wat ons ooit in ons lewens gaan kry, oor die liefde. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur die spieël in die reis. Maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is liefde. Net weer teruggaan. Die definisie van liefde. Die liefde is nie lankmoedig, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie en word nie verbitterd nie, reken nie kwaad toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde bedek alles.
Hier is nog 'n definisie van liefde. So dit is in Jakobus 1 vers 19 tot 27. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in dit wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmete godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Wanneer ons liefde begin toon aan mense, sien ons 'n ander wêreld. Ons sien 'n heeltemal 'n ander persepsie. Wanneer ons liefde aan mekaar toon, dan is dit nie net my liefde nie. My liefde kan eintlik niks vir enigiemand doen nie. Maar Christus se liefde wat vir my is dit wat saak maak. Christus se liefde wat in ons is wat saak maak. Dit is wat alles oorwin. Dit is wat vir ons die krag gee. Dit is wat vir ons die genade gee, dat ons kan aangaan, dat ons kan oopgaan. Dat ons kan liefde toon teenoor mense. Dat ons nie nodig het om skaam te staan en te sê, ek weet daar nou nie so mooi nie. Daai ene, ek wil net drukkie gee, ken nie daai ene. Nee. Maak nie saak waar ons heen gaan nie. Of ek jou nou ontmoet, en of ek jou oor 5 jaar ontmoet, as ek vir jou 'n drukkie gee, gaan ek vir jou drukkie gee. As ek vir jou lief wil wees, gaan ek vir jou lief wees. Jy gaan my nie keer nie. Niemand gaan my keer om jou lief te hê nie. Want iemand kan vir Christus keer om my lief te hê nie. Ek los julle met 'n laaste vers, en ek gaan hom in Afrikaans en Engels gaan ek nog vir julle lees. Die Afrikaanse ene is mooi, maar is nie so mooi soos die Engelse ene nie. Dis 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En ek lees hier die Amplified Classic uit. For our sake he made Christ virtually to be sin who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness. Christus was 'n vlekkelose lam. Hy het nie sonde gehad nie. Hy het geen sonde gepleeg terwyl hy op aarde was nie. Hy het elke liewe Moses
wet, al 613 van hulle, het hy onderhou in die 33 jaar wat hy hier op hierdie aarde was. Die dag toe hy gekruisig is, toe het hy die sonde geword wat ons het. En ons, die dag toe ons gesê het, Here, hier is ek. Neem my hart, maak my vry. Dit is die dag wat God se oë verander teenoor ons. Dis die dag wat God se hart verander teenoor ons. Want op daai dag wat ons die Here Jesus Christus aanneem as ons redder, ons verlosser en saligmaker, is die dag wat God ons op die kruis sien. En as hy na ons kyk, dan sien hy Christus. As hy na die kruis kyk, dan sien hy ons. Want Christus het al ons sondes op hom gevat. Jesaja 53 verduidelik vir ons, nog voor Matteus en Lukas dit uit verduidelik het. Verduidelik Jesaja vir ons, wat Jesus alles moes deurmaak. Dit was daar al geprofeteer, dit was soos tussen 500 en 800 jaar, voordat Jesus gebore was dit geprofeteer. Toen jy self begin sy gaan lees dit. Dit is 'n powerful stuk. As jy seer het, as jy siek is dit een van die beste stukke wat jy oor jouself kan lees. Jesaja 53 vers 5. Ken hom in Engels, ken hom nie in Afrikaans nie. By his stripes we are healed. Hy was so geslaan met hy kats, met 'n sambok, met 'n lat. Elke wond wat hy gekry het, deur elke druppeltjie bloed wat hy vir ons gegiet het, is ons gesond. Ons is genees. Ons is ten volle vergewe. Deur die werk van die kruis het Christus dit tot volmaking gebring. Toe het Christus die liefde wat hy vir ons mens gehad het, tot volmaaktheid gebring. Sy liefde is oneindig. Sy liefde. Daar is niks. Daar is eintlik nie woorde wat ek kan beskryf. Baie mense probeer, ek gaan nie eens probeer om het te beskryf nie. Want dit is onbeskryflik. Christus se liefde vir ons is onbeskryflik op hierdie aarde. Die vlekkelose lam. Die wat alles vir ons geoffer het. Die wat gestuur was as 'n offer vir ons. Deur die werk wat hy gedoen het, deur sy onverdiende genadevlugte liefde. As nie een van ons wat op die wêreld is wat kan sê, ja, ek verdien dit om liefde te ontvang van Christus af nie, of liefde te ontvang van God af nie. As nie een van ons wat kan sê nie. Maak self wie jy is, hoe hoog jy geleerd is, hoe naby jy dink jy leef aan die Here nie. Ek gaan met jou stryd. Want daar is elke dag ietsie wat pla, ietsie wat kan, ietsie wat ons doen, waar ons nie lewe volgens Christus se liefde nie. Ons kan elke dag net bely en sê, jammer Here,
Maar ons moet nie daar ophou nie. Ons moet nie net sê jammer nie. Ons moet vra, Here, help ons, dat ons van hierdie ding ontslae raak. Dat ons hierdie ding nie meer doen nie. Dat ons uit die put uit kan kom. Uit die rit uit. Dat ons nuwe saailand kan ingaan. Ek los julle met hierdie gedagte, ek los julle met hierdie laaste ding. Elkeen wat hier is, elkeen teenwoordig. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus het jou lief. Hy het jou baie lief. Hy het jou so lief. Hy het sy lewe vir jou afgelê. Sê vir julle dankie dat julle teenwoordig was. Dankie dat julle saam met ons was. Ek wil julle, Here se seën oor julle elkeen inspreek. Mag die Here jou seën en jou spaar, jou behoed en jou bewaar. Mag hy jou genadig wees. Mag hy sy seëninge oor jou lewe uitstort. Mag jy alles ervaar van die Here. Mag jy God se genade ervaar. Ek spreek Jesus se liefde oor jou lewe, oor jou kinders, oor jou ouers, oor jou grootouers, oor jou kleinkinders. Jesus is die lig, die weg en die waarheid. Ons vra die Vader om saam met elkeen te gaan in hierdie week wat voorlê, en ek sê vir u ook dankie Here dat u saam met ons was in die tyd wat verby is. Dankie Here dat ons veilig by ons huise weer is, en dankie ook vir die veilige terugkoms van ons familielede. Ons sê vir u dankie Here vir alles. Dankie vir alles. Dankie Here vir alles. Maak nie saak of het goed of sleg is nie, Here, maar dankie vir alles. Want alles leer vir ons les. Ons loof en prys die heilige naam. Dankie Jesus vir die opoffering. En dankie vir u seëninge oor elkeen se lewe. Amen, amen en amen.